Goeiemôre my liewe vriende in Jesus Christus, ons Here. Baie welkom vanoggend by hierdie erediens. Mag die Here gee dat elkeen sy hart ontvanklik sal wees vir sy woord en dat ons oop sal wees vir die leringe van dit wat Jesus vir ons vanmôre wil kom leer. Ons gaan vir 'n oomblik so saam bid en vra dat die Here ook die woorde van sy woord vir ons sal oopmaak dat ons dit kan verstaan. Ons dierbare Here Jesus, ons buig in aanbidding voor U vanoggend, in lofprysing voor die enigste ware God, Jesus Christus, die Seun van God, ons Verlosser. Vader, dankie dat ons in die naam van U Seun Jesus Christus vanoggend U kan nader, deur die kragtige werking van die Heilige Gees binne in ons, en dat ons as U kinders vanmôre by U voete kan sit en kan leer wat U wil vir ons is. Here, seën elkeen wat vanoggend luister na U kosbare woord, dat ons dit kan verstaan en meer nog, Here, dat ons dit ook hierdie selfde woord wat U aan ons openbaar, dat ons dit kan gaan uitdra aan 'n wêreld daar buitekant. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Liewe broer en suster, ons teksgedeelte vanmôre kom uit die boek van Lukas uit. Lukas 14 vers 21. Dit is deel van die 13de gelykenis wat Jesus vertel het. En daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê: "Gaan nou uit in die strate en die gangetjies en die stad en bring die armes en die verminktes, die krepeles en die blindes hierin." Mag die Here sy geleesde gedeelte aan ons seën en ook die evangelieverkondiging vanoggend. Broer en suster, ons tema vanoggend is die woord fiesta. Nou die woord fiesta beteken letterlik 'n feesmaal of 'n partytjie. En ek wil vanmôre 'n bietjie met u daaroor gesels. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik jou oë toemaak. Net daar waar jy sit, maak jou oë toe en verbeel jou dat jy geblinddoek is en dat jy begelei word na 'n spesifieke bestemming of 'n spesifieke geleentheid. En nou maak jou oë oop, haal die blinddoek af. Surprise! Jy is in die hemel. Wat sien jy? Jy is in die hemel. Wat sien jy? Nou daar is baie mense op hierdie aarde. En elkeen van ons het verskillende sieninge aangaande hoe die hemel lyk, wat in die hemel gebeur, wat gaan ons daar doen, wat gaan ons daar sien. Maar stel jou voor die volgende. Jy maak jou oë oop in die hemel en hier voor jou sien jy twee jong meisies wat besig is om uitlokkend voor jou te dans. En hulle dans en hulle flikker hulle ooglede en hulle sing suggestiewe liedjies wat jou dan seksueel opwek. In hierdie hemel het God dan ook vir jou die seksuele stamina van 100 mans gegee. Want daarmee saam sal hy vir jou 72 maagde minimum gee, wat deel van jou hemel is. Jy kan nog baie meer kry,
as jy hoër status het. Maar stel jou voor, hierdie maagde, wat jou vrouens is, met wie jy kan maak net wat jy wil. En elke keer as jy by een van hulle geslaap het, wonderbaarlik herstel die Here God die maagdelikheid van hierdie vrou, en môre het jy weer 'n nuwe maagd. Maar meer nog, vir die vrouens, jy as 'n jong meisie, want die vrouens in hierdie hemel is net so 30, 33 jaar oud, en jy sal vir ewig 30, 33 jaar oud wees. Jy is ongeveer 9 voet lank, en jy het die vermoë om net lekker te ruik. Jy hoef nie meer badkamer toe te gaan nie, jy sweet nie meer nie, jy ruik van nature 'n geurige, lekker, vars parfuum reuk, en jy is net daar om hierdie man van jou gelukkig te hou. 1,3 biljoen mense, moslems, glo hierdie as die werklikheid van die hemel. Hulle klop jou op, Sondagmôre, wanneer jy kerkbank. Nee, ek praat nie van die Jehova getuies nie. Ek praat van die Mormone. The Church of the Latter-day Saints. Die gemeentegangers van Joseph Smith. Gewoonlik 'n middeljarige man en 'n jong seun. En dan kom vertel hulle vir jou van hierdie kerk, the Church of the Latter-day Saints. En hulle vertel jou alles wat mooi is in hierdie kerk, en hulle vra dat jy by hulle sal aansluit. Min wetende dat die siening van die hemel van hierdie mormoonse geloof is dat hier op aarde moet jy jonk trou. Met ander woorde, jy moet basies met 'n kind trou. Soveel as wat jy wil. Kinders, dogters so oud soos tussen 10 en 12 jaar oud. Jy moet by hulle soveel kinders kry as wat jy kan, want eendag dan wag daar vir jou 'n hemel, 'n planeet. Jy gaan jou eie planeet kry. En afhangende van hoe groot jou huisgesin, jou familie op hierdie aarde is, en jou kinders en kleinkinders en agterkleinkinders, jou hemel gaan wees is dat hulle jou gaan bedien vir 'n ewigheid. Dit is hulle siening van die hemel. Die boeddhisme, wat die grootste geloof in Indië is, en hier in Suid-Afrika is daar ongeveer 500,000 boeddhiste wat rondom ons en saam met ons werk. Hulle hemel is 'n hemel van verligting, die sogenaamde nirvana. Ja, die sogenaamde nirvana, 'n staat van verligting waarin ek en jy jouself kan bevind. En uiteindelik aan die einde van die dag, wanneer jy in hierdie nirvana is, dan kan jy op die einde van die dag 'n hemel beleef sonder God. Jy word as ware jou eie God wat 'n staat van verligting bereik het. Die Hindoes is 'n hemel van bevryding, reïnkarnasie. Ja, dit is baie interessant as 'n mens gaan kyk na die Hindoes is generally all living beings, including humans and beasts, go to Yama's abode upon death where they are judged. However, the very virtuous beings, dis die mense met baie hoë moraliteit, deugde, are taken directly to Swarga, and that is in heaven. People devoted to charity, especially donors of food and eternal trust speakers or truth speakers,
are spared the justice of Yahweh's court. En dan, my liewe broer en suster, ons eie broers en susters in die Christelike geloof, het 'n ander siening van die hemel. Die Rooms-Katolieke se hemel is 7 hemele en word genoem 'n vaarvuur. Wanneer jy nou nie so deegsaam was op hierdie aarde nie, dan kan jy deur die gebed van 'n familie of 'n priester of iemand naby aan jou, kan jy voor gebid word of laaste absolutie gegee word en dan beland jy in die onderste hemel wat net so bo kan die hel, die vagevuur is. En jy kry baie swaar daar en jy brand en dit is vir jou ongemaklik daar, maar elke keer as 'n gelowige geld bring vir die kerk of offerhande doen of wat ook al, 'n gebed doen, dan skuif jy op in hierdie hemele tot jy uiteindelik die hoogste hemel verryk. Die 7de, sogenaamde 7de hemel. Mense het verskillende sieninge van die hemel. Maar ons almal wil graag hemel toe gaan. Ons almal het 'n siening van die koninkryk van God, die hemel. Hier in Lukas 14 kom die Here en ons sien dat hy 'n eregas is van een van die owerstes van die Fariseërs om op 'n Sondag 'n feesmaal te gaan bywoon. Maar die Bybel sê vir ons dat die oë van hierdie Fariseërs wat op Jesus, om te sien wat gaan hy doen, want daar onder hulle was 'n man wat hartversaking gehad het, wat water gehad het. En hulle wil kyk wat gaan Jesus op die Sabbatdag met hierdie man doen. Jesus het toe vir hierdie man gesond gemaak op die Sabbatdag. En die Here vra toe vir hom, hy sê, nou, wat is dit beter as om iemand op die Sabbatdag gesond te maak, as om hierdie man in sy lyding verder te laat aangaan? En hierdie mense het stil gebly. En toe antwoord Jesus hulle, want jy sien, Jesus het in hierdie tyd, het hy ook hierdie geleenthede gebruik, hierdie feesmaal gebruik, om mense te leer aangaande die koninkryk. En hy sê vir hulle, wanneer jy 'n feesmaal gee, en hier praat hy ook met ons as Christene vandag, 'n feesmaal, 'n feesgeleentheid, 'n sogenaamde fiesta. Sê die Here, hy sê, wanneer jy 'n feesmaal gee, moenie jou vriende of familie of mense van belang uitnooi nie. Hy sê, nooi die armes, die verminktes, die krepeles, die blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie. Want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. En toe een van die wat saam aan die tafel was dit hoor, het hy gesê, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Toevallig vertel Jesus vir hom 'n ander verhaal. Hy sê, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense genooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te kom sê, kom, want alles is nou gereed. En dan sê die Bybel, het hierdie mense eenparig begin om hulle self te verontskuldig. Een het gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet dadelik daar gaan werk. Die ander sê, ek het 5 pare osse gekoop en ek moet daar gaan werk, julle moet my asseblief verskoon. Ander het gesê, man, ek het nou net 'n vrou gevat en julle moet my verskoon. En toe die diensknegt terugkom en dit vir die Heer sê, dat hierdie mense kom en hulle verwerp as ware die waarheid van God se woord. Hierdie mense verwaarloos, verwerp die waarheid van die evangelie. Hulle het verdeelde harte. Toe het hierdie Heer baie kwaad geword en hy het vir die diensknegte gesê, gaan uit in die
steegies en die hoekies in die strate en gaan kry die mense wat arm en vermink is en krepeel en blind is en bring hulle na die feesmaal toe. En toe kom hierdie knegt terug en hy sê, Here, ons het die mense gebring, maar daar is nog plek. En dan sê die Heer, gaan uit in die paaie, gaan uit op die paaie en na die lanings en gaan haal nog mense en dwing hulle om by die feesmaal aan te sluit. Dwing hulle teen hulle wil, as ware om aan te sluit. En hierdie knegt het nou uitgegaan. En dit is toe waar een van hierdie gaste nou vermakerig uitgeroep het, geseënd is hy wat in die hemel 'n feesmaal het. Jesus het baie kwaad geword, want hy het gesê, julle siening van die hemel is verkeerd. Die Joodse feeste was tipies sinnebeelde van seëninge van die ewige lewe. Die Jode sien feeste en familie samekomste en by mekaar wees in die sinagoge as deel van hulle hemel, want hulle sê dat eendag gaan ons saam met Abraham, Isak en Jakob saam in die hemel aansit. Maar die heidene, hulle wat nie Jode is nie, word uitgesluit en hulle sal verlangend moet toekyk. En dit is juis as gevolg daarvan wat Jesus hierdie gelykenis bring. Hy sê, die seëninge van die nou en die toekoms het die Jode net vir hulle self gereserveer. Hulle die heidene van God se genade ontsê. Die boodskap wat vandag na ons toe kom, my broer en suster, is dat ons moet verstaan wat die koninkryk van God se, wat is die woord wat 'n mens kan gebruik, vereistes is. Ek en jy wil hemel toe gaan, maar die Here kom en hy sê, die hemel is eintlik vir hulle wat in die diepste sonde van die lewe beland het. Die prostituie en hulle wat arm en vermink is deur die lewe. Die evangelie is juis vir hulle en jy moet juis uitgaan en die evangelie aan hulle bring as wat jy dit net vir jou eie mense wil bring. Moenie verskonings hê nie wanneer jy na die huis van die Here toe moet kom, wanneer jy na die feesmaal toe moet kom, wanneer jy die evangelie van Jesus Christus moet verkondig nie. Moenie verskonings hê van ek het dit en dat of ek het hierdie verantwoordelikheid nie. Die Here kan nie 'n verdeelde hart verdra nie. God het aan ons alles gegee en hy vra dat ons sy diens bo ons selfsugtige oorwegings sal stel. Hy aanvaar nie 'n verdeelde hart nie. Die hart wat aan sonde verknog is, kan nie vir hom gegee word nie. Hierdie waarheid geld vir ewig. Ons moet die lam volg oral waar hy ook al gaan. Ons moet sy leiding volg. Sy vriendskap moet bo die vriendskap met slegte en bose sondige mense verkies word. Die Here kom en hy sê vandag vir ons, jy het 'n siening van hoe die hemel lyk. En jy wil graag in die hemel wees. Baie mense sê, as ek goeie dinge doen, as ek vir mense kos gee, as ek vir mense gee wat nodig is in die winter om warm te word, dan het ek 'n plek in die hemel. Maar die Here kom vanmôre en hy sê, die hemel is 'n wonderlike plek wat ek vir julle voorberei het.
Maar dit is nie iets wat ek en jy kan verdien nie. Die Christelike geloof vir die wedergebore Christen is, die hemel is deur Jesus Christus vir ons gegee uit genade uit. Ons verdien niks nie. Dis die enigste godsdiens in die wêreld waar die God van die heelal, die Skepper God, by sy mense kom woonplek maak. Alle ander gelowe het 'n ver af God, wat daar ver is, wat nie betrokke is met sy skepping of sy skepsels nie. Nou ek wil vanmôre vir jou vra, hoe lyk die hemel waar ek en jy heen gaan? Baie mense misverstaan 1 Korintiërs 2 vers 9 en sê, dit beteken dat ons nie 'n idee het van hoe die hemel sal wees nie. Maar net in die volgende vers sê dit vir ons dat die dinge wat niemand hulle self voorheen kon indink nie, God gaan nou aan ons openbaar in sy skrif. Kan jy jouself voorstel, Openbaring 21 word gepraat van 'n stad, 2220 kilometer lank, net so breed en net so hoog. Openbaring 21 vers 16. As ons net die lengte en die breedte van hierdie plek vat wat benoem word deur die Here, hierdie nuwe Jerusalem, hierdie hoofstad as ware, dan beslaan dit ongeveer 4,9 vierkante miljoen kilometer. As ons byvoorbeeld net na Johannesburg kyk, dan sien ons dat Johannesburg alleen is maar 1645 vierkante kilometer. Die hele Suid-Afrika is ongeveer 1,2 miljoen vierkante kilometer. Daar word vir ons gesê dat wanneer ek hierdie blinddoek van my oë afhaal, of my oë oopmaak, die dag as ek sterwe, wat gaan ek sien? Die Bybel sê, 'n asemrowende stad. Hebreërs 11 vers 10 sê dat God die stad ontwerp het en dit gebou het. En hoe moet hierdie stad lyk waarin God self daarvan die argitek is? Die stad se muur is omtrent 60 meter hoog, volgens Openbaring 21 vers 17. En hierdie muur is van jaspis gemaak. Hierdie muur is die strate van hierdie stad en die stad self is van suiwer goud gemaak. Openbaring 21 vers 18. Die fondamente van hierdie stadsmuur is bedek met edelstene. Die hekke daarvan is soliede parels. Party mense dink dit is beeldspraak, maar die Here sê dit ware vir ons dat dit is hoe hierdie plek gaan lyk. Wat gaan ons sien? Johannes 14 sê vir ons dat daar is huise en kamers in die hemel. Johannes 14 vers 2 tot 3. Die woord wat eintlik hier gebruik word is 'n mansion, 'n herehuis, 'n kasteel, vir adellikes, mense wat hoë aansien het. Hier praat die Here en hy kom sê vir ons, in die hemel is daar tuine, bome, vrugte, strate, riviere, mere, skepe, strande, diere en baie meer. Jesaja praat van leeu's en skape en beere en wolwe en luiperds en bokke en slange in God se heilige berg, in die nuwe hemel en in die nuwe aarde. Hierdie verse waarskynlik praat van ons van dit wat aan die einde gaan gebeur wanneer Jesus kom met hierdie heilige stad, wat hy dan hier op die aarde
sal neerlê. En nog 'n baie interessante ding wat gesê word is, in Openbaring 21 is, wanneer dit sê dat die poorte van die nuwe Jerusalem sal nooit gesluit wees nie, dan verwys dit dus na die nuwe aarde. Hierdie is slegs 'n hoofstad, maar die hekke is oop en ons wat daar in die hemel is, sal kan uitbeweeg uit hierdie stad uit na ander gedeeltes buitekant hierdie stad. En dit laat ons dink as ware aan die tuin van Eden, wat maar 'n klein plekkie in die hemel was, wat God gemaak het, as die Here sê dat hy 'n engel met 'n vlammende swaard voor die ingang van hierdie tuin van Eden geplaas. Hoe is dit dan moontlik dat Adam en Eva na die sondeval kon uitbeweeg het na 'n ander gedeelte buite die tuin van Eden? 'n Wonderlike plek sal die hemel wees. Daar is nie plek vir siek mense nie, want die Here sê in Openbaring 21 dat die blare van die boom van die lewe, in Openbaring 22 vers 2, sal genesing bring vir die nasies. Maar hoe kan dit genesing bring as niemand siek is nie? Daar is medisinale waarde in daardie blare, soos wat daar selfs nou in baie plante is. Hierdie plante sal nie siek mense genees, omdat daar geen siekte in die hemel is nie. Maar die blare sal gesondheid en vitaliteit en lewe gee, sodat niemand ooit sal siek word nie. God bepaal nie net die uiteinde nie, met alhoewel die gesondheid nie, maar ook die middele om dit so te hou, die boom van die lewe se blare. Daar gaan ook nie 'n son wees nie, is nie nodig vir die son of die maan in die stad nie, omdat God self die lig is. Daar is geen nag meer in die hemelse stad nie, maar dit beteken nie dat daar nie buite die stad enige nag sal wees nie. Ons lees ook nie dat daar geen son of maan of sterre meer sal wees nie. Openbaring 21 vers 1 sê immers dat God 'n nuwe hemel en 'n aarde maak. Buite die stad mag daar wel 'n son, maan, sterre en planete wees. Openbaring 4 vers 8 praat immers van dag en nag in die hemel. Dit mag wees dat die vers slegs die huidige hemel verwys en nie na die nuwe aarde nie. Die hemel is 'n wonderlike plek vir my en vir jou. Elke gelowige gaan ook self in hierdie hemel 'n weerspieëling wees van Jesus se beeldskone reinheid en pracht. Die boek Korintiërs sê vir ons dat ons as Christene, wedergebore Christene, sal verhewe word. En hoe word ons verhewe? Ons word verhewe deur die lig wat daar in Jesus Christus is, die suiwer lig. Soos wat sy lig uitstraal uit die hemel, so sal ons ook verlig wees. Jesus se beeldskone reinheid, helderheid, soos jaspis. Openbaring 21 vers 11 praat, hy sê die straal en die hemelse Jerusalem sal met 'n jaspis tipe heerlikheid van God wees. 2 Tessalonisense 1:10 sal hierdie selfde heerlikheid van Christus in en deur ons skyn. Ons is gemaak om hierdie heerlikheid te sien en te weerspieël. Jesus sê, en hy versoek aan sy Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld.
Wanneer jy Jesus se heerlikheid sien, sal jy verwonderd staan. In hierdie wêreld reeds staan ek en jy verwonderd oor die dinge sodat jy nie kan onthou om te kyk nie. So sal dit wees met Jesus. Jy sal nie wil ophou kyk nie. En alles anders wat jy sal sien, sal jy in verhouding tot hom sien. My liewe broer en suster, ons gaan in die hemel kommunikeer met mekaar. Ons gaan verhoudings hê met mekaar. En veel meer. In hierdie voorsienigheid, die pragt en die skepings wat die Here vir ons gegee, ons gaan ons gawes en talente wat ons het hier op die aarde wat ons gekry het, gaan ons mekaar bedien. En ons gaan God dien in die hemel. Ons moet hom met hierdie dinge prys soos dit wat ons vir ewig in die hemel sal doen. Die Here wil vir ons 'n les hier gee en hy sê ons moet ons uitstrek na dit wat voor is en nie vashou aan die wêreld en die verskonings, aan die vriende en die seks en die kos en die ontspanning en die werk en die aardse dinge nie. Die Here wil hê ons moet as ware die hemel vandag in ons harte vasgryp. Ons moet verbykyk voor die lyding wat maar van korte duur is. Ons onthou dat ons net vir 'n kort tydjie sal ly en daarna vir ewigheid in heerlikheid sal woon saam met Jesus. Jesus self kom om hierdie rede, die pyn en die skande van die kruis verduur. Daarom gee ons nie moed op nie, sê Paulus in Hebreërs 12 vers 2. Ons gee nie moed op nie, maar sal vergaan as uiterlike mens ook. Nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. En so kom die Here na ons toe vandag, my liewe broer en suster, en sê, daar wag 'n fiesta, 'n ete, vir ons as gelowiges. Maar die mense wat saam met ons is nie mense wat dink dat hulle gaan hemel toe en hulle gaan alleen hemel toe, maar ons kyk af neer op die verminktes en die blindes en hulle wat sleg doen. Die Here sê dit is juis vir hulle wat die koninkryk van God is. Kom ons gaan nie vandag en ons is verwaand om verskonings te hê na die uitnodiging nie. Want juis hierdie blik van dit wat vir ons wag op die hemel gaan maak dat ons meer heilig sal wil lewe. Meer mense na Jesus toe wil trek om te sê, kom saam met my. Ek wil vir jou wys 'n plek wat hy vir ons voorberei het, waarin ons verheerlik gaan word, waarin ons 'n fiesta saam met hom gaan hê vir ewig en saam met ons geliefdes en mekaar. Kom ons laat nie na om die waarheid wat Jesus verkondig hier, die waarheid aangaande die hemel, na te laat nie. Want die Here sê, hulle wat dink dat hulle gaan hemel toe, maar neerkyk op hulle wat gering is, hulle wat verdeelde hart het, hulle sal nie in my koninkryk ingaan nie. Dis 'n gedagte wat al baie jare by my vasgelê is. En waaroor ons nuwe bediening ook, naamlik hierdie huiskerk gedagte gaan. En dit is om die armes en die wees en die weduwee en hulle wat nie die geleentheid het om in die koninkryk van God in te kom nie, om juis hulle te gaan haal in die strate en die steegies en die hoeke en hulle te bring na die feesmaal toe. Bid saam met my vandag dat die Here vir ons 'n nuwe visie gee vir sy koninkryk.
Want eendag in die hemel wag daar vir my en jou 'n loon van hoe ons op hierdie aarde geleef en gewerk het vir hulle wat gering is in die koninkryk. 'n Fiesta wag vir my en jou. In Jesus naam. Amen. Here Jesus, dit is net genade dat ek gered kan wees. Dit is net deur genade wat ek 'n plek saam met U in die hemel kan inneem eendag. Gee vir my 'n nuwe visie. Maar meer nog, Here, gee vir my in my hart 'n passie vir hulle wat swaar kry. Hulle wat arm van gees is. Hulle wat vermink deur die lewe stap. Hulle wat blind is. Liggaamlik as ook geestelik blind is, Here. Dat ons hierdie evangelie van vrede vir hulle kan bring. En gee dat ons nie mislei sal word, Here, deur allerhande ander prentjies van die hemel nie. Maar dat ons vashou aan een beeld, en dit is wanneer ons in die hemel instap, dan stap ons in die troonkamer van God in. En dan sien ons 'n hemel. Ons sien die heerlikheid van God. Ons sien God self. En op die troon van God sit U as Vader. Heerlik en rein. En ons sal U van aangesig tot aangesig sien, en ons hemel sal wees as om U beter te leer ken elke dag. Dankie vir U genade en U goedheid, Here. Seën vir ons as U kinders hier op hierdie aarde, wanneer ons op pad is na 'n fiesta, die hemel wat vir ons wag. Gee dat ons sielewenners sal wees vir U, in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons gaan laaste lied saam sing, en ons sluit ons hierdie diens af in die naam van die Here. Ek wil graag afsluit met die volgende woorde. Jesaja 53 of 43 vers 4 sê die volgende: Omdat jy koslik is in my oë, hoog geag is, en ek jou liefhet, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Deuteronomium 6 vers 6 en 7 sê die volgende ook: En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit vir jou kinders inskerp, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Mag die Here vir julle seën, en mag julle 'n wonderlike week hê. Amen.